skepping, die kosmos, bestaan uit stof. En stof het so groot gedeelte van die mens se lewe. Want alles wat ons sien, is eintlik stof wat bymekaar is. Maar wat maak ons as mens anders as ander stof? Wat maak ons anders as iets anders wat die Here geskep het, daar in Genesis? Wanneer ons lees in Genesis 2, in vers 7, dan lees ons dat die Here stof gevat het, die mens geskape het, maar dan het die Here die mens geliefde stof gemaak, want die Here het sy lewensasem daarin geblaas. Ons is nie net stof nie, ons is geliefde stof. Ons is stof wat die Here se lewensasem in ons ronddra. Ons is nie net mens nie, ons is mense wat die Here se lewensasem binne in ons ronddra. 'n stukkie van die Here wat binne in ons is. As jy nou weer so vandag na die wêreld kyk, kyk ook tog bietjie anders na jouself, omdat die Here jou gekies het as sy geliefde stof, as sy geliefde kind vir wie hy sy lewensasem gegee het. Nie net iets wat uit stof uit geskep is nie, maar wat sy lewensasem dra. Daardie uitnodiging terselfdertyd, dat ons nie hierdie lewensasem nou net moet mors nie, maar dat ons dit moet teruggee vir daardie lewende God. Hierdie lewende asem van die Here wat ons het, met ander te gaan deel, sy woord, sy lewe, daardie verkondiging en mens wees van hom, met ander gaan leef, sodat dit hulle ook aanraak.